Ek wil vandag sommer by jou hoor, waar sou jy verwag om God te ontmoet? In 'n kerk, tydens 'n nagmaal, wanneer jy besig is om te bid, by Christelike kamp of 'n konferensie, waar is jou Bethel? Nou julle weet wat beteken die woord Bethel? Bethel beteken huis van God. Baie jare terug het baie mense gepraat van die kerkgebou, is die huis van God. En daar mag jy nie gedans het in die kerk nie, daar mag jy 'n klomp goeders nie gedoen het nie, want mense het gesien as die huis van God. So, ek wil vanoggend vir jou vra, waar is jou Bethel? En dan is die volgende vraag wat ek vir jou wil vra, sou jy verwag dat jy God sal ontmoet in Checkers? Dat jy hom dalk by die petrolstasie gaan ontmoet, of dat jy hom dalk in die geraas van 'n werkswinkel, of in die besige speelgrond by die kinders gaan ontmoet. Gaan jy hom dan in die koffiewinkel ontmoet? Gaan jy hom by die personeelvergadering op 'n maandagoggend ontmoet? As hierdie vraag vir baie Christene vra, gaan hulle gewoonlik antwoord nee. Want ons het so 'n idee van ons skei twee wêrelde. Ons maak van die wêreld twee wêrelde. Ons dink daar's 'n heilige, 'n geestelike en daar's die gewone. Die geestelike is die kerk, die Bybelstudie, die omgegroep, die erediens, die uitreik is die heilige. En die gewone is my werk. Dis by Checkers. Dis die skool. Dis in die verkeer. Dis op die sportveld. By die werkswinkel. Dis die gewone. Ek wil vanoggend vir jou dalk kom wys, maar dis glad nie hoe dit is nie. En ek wil vir jou, saam met jou vanoggend kom lees die verhaal van Jakob. En sommer 'n paar ander verhale, sommer net kom wys, om vir jou te wys, maar Bethel is nie in 'n plek nie. Lees saam met my. Ons lees volgend saam uit Genesis 28, jy is welkom om te volg uit jou Bybel uit, ek lees uit die 2020 vertaling uit, lees ons van vers 10 af. Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Hy is nou besig om te vlug van sy broer af, van Esau af. Hy kom toe by 'n plek en oornag daar, want die son was al onder. Hy het een van die klippe van die plek geneem en dit was sy kopstuk, neergesit en op daardie plek gaan lê. Hy droom toe. Kyk, daar is trappe wat op die aarde staan, waarvan die bopunt na die hemel reik. Daar was boodskappers van God wat daar langs op en af gaan. En onthou ons hierdie gedeelte is, Jesus het dieselfde beeld gebruik in Johannes 1 vers 51. Jesus sê verder, sê Jesus vir hom, dit verseker ek julle sal die hemel oop sien en julle sal die engele van God sien op en af klim na die seun van die mens toe. Ons lees verder ons verhaal, vers 13. En kyk, die Here staan bo aan die trappe en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham en die God van Isak. Die grond waarop jy lê, aan jou en jou nageslag gee ek dit. Jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. Jy sal uitbrei na die weste, die ooste, die noorde en die suide. Deur jou en jou nageslag sal al die groot families van die aarde geseënd wees. Kyk, ek is met jou. Ek sal jou beskerm oral waar jy gaan. Ek sal jou laat terugkeer na hierdie land
want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het, wat ek jou beloof het. God het uit sy slaap wakker geword en gesê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Hy het bang geword en gesê, hoe vreesaanjaend is hierdie plek nie. Dit is niks anders as die huis van God nie. Dit is 'n poort na die hemel. Jakob het die oggend vroeg opgestaan en die klip wat hy as kopstuk neergesit het geneem en dit as 'n gedenksteen opgerig. Hy het die olie oor die bopunt daarvan uitgegiet. Hy het die plek Bethel genoem, maar die naam van die dorp was vroeër Lus. Jakob het toe 'n gelofte afgelê. As God met my sal wees en my sal beskerm op daardie plek waarop ek nou gaan en vir my kos gee om te eet en klere om aan te trek en ek ongedeerd terugkeer na my familie, dan sal die Here my God wees en sal hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, 'n huis van God wees en ek sal van alles wat U vir my gee, getrou tiendes aan U afstaan. Net weer daai een gedeelte. Jakob, wat uit die slaap uit wakker geword het en gesê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. As Jakob vir God ontdek hy God op 'n gewone plek. Hierdie teks sê, en hy kom toe by 'n plek en hy oornag daar. Nie in Jerusalem nie by die tempel nie by 'n altaar nie. Dis net 'n plek waar Jakob by uitkom. 'n gewone pad langs die pad. Daar kry hy 'n klip wat hy 'n kussing kry. En daar ontmoet hy vir God. As Jakob wakker word, hy sê waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Dan is die groot wonder nie dat God nou net opgedaag het hier by Jakob nie. Die groot wonder is eintlik Jakob wat sy oë oopgegaan het en gesê en besef het, maar God is eintlik altyd daar. Jakob het dit net nie geweet nie. God is altyd daar. Want miskien is geestelike groei eintlik sodat wanneer ek en jy wakker word en bewus word dat God reeds daar is. En ek moet hoor en sien wat hy doen en gehoorsaam raak aan dit wat hy besig is om vir my te vra op daardie plek, want God is altyd daar. Ons het dieselfde met Moses. Moses wat sy Bethel is 'n brandende bos. Moses het niks spesiaal gedoen terwyl hy daar in die woestyn was nie. Hy het nie gepreek nie, hy het nie gebid nie, hy het nie gevas nie. Hy is besig om skape op te pas. Dis 'n gewone plek. Daar's klippe, daar's stof, daar's bosse, daar's skape. En op hierdie gewone plek brand daar 'n bos. God verskyn nie aan hom in 'n paleis nie, verskyn nie aan hom by 'n tempel nie, maar daar in die woestyn by 'n gewone plek. Want God hou daarvan om gewone plekke heilig te maak. Want waar God is dit heilig. Miskien is ek en jy elke dag besig om verby ons Bethels te stap, besig om verby ons brandende bosse te stap, net omdat ons nie bewus is dat God teenwoordig is nie. Ons leef onbewustelik daarvan. Stap verby 'n kollega wat eintlik net iemand soek om na te luister. 'n Kassier wat heel week by die winkel nie kan opkyk nie, wat hierdie behoefte het
Net vir iemand om te sê dankie. Ek waardeer dit jy my help. En ons sien nie daai oomblik eers raak van die behoefte van my kollega of die kassier wat net 'n behoefte het om 'n dankie te kry vir dit wat hulle doen nie. Of 'n kind wat vra wil vra en eintlik besig is om na God te soek. En ons mis die punt omdat ons nie God raak sien in daai oomblik nie. 'n buurman wat net iemand soek om te gee in 'n oomblik van nood. En ons kyk verby, ons gaan net aan. Jesus het hierdie waarheid geleef. As Jesus se bediening is meeste van die kere nooit in sinagoges nie. As Jesus bedien, is hy besig om te bedien langs vissermansnette. Hy's op paaie. Hy's by putte besig. Hy's by die etenstafel by mense besig. Hy's in huise langs die see, by bote, by die belastingkantore. Dis waar Jesus besig is om te bedien. Jesus was oral. By troues, by mense aan tafel, by werksplekke. Dis waar Jesus by mense uitkom en mense bedien. Want sien, Jesus het vlees geword, hy het teenwoordig geword by my en jou. Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. En dis die wonder, in die Ou Testament het mense God gaan soek in tempels op heilige plekke. In die Nuwe Testament lees ons dat Jesus kom en hy kom onder ons woon. Hy kom by ons. Hy het letterlik kom tent opslaan langs ons. In ons lewens raak Jesus teenwoordig. Julle onthou verlede week se boodskap, Lukas 24 met die Emmausgangers. Julle onthou hoe sluit dit aan selfs by hierdie verhaal, as Jesus langs hulle loop en hom nie herken nie. En dan loop hy, nadat Jesus die brood gebreek het, en hulle sê, maar het ons harte nie warm geword oor die skrifte vir ons uitgelê? Julle onthou verlede week se boodskap? Hoe Jesus selfs langs mense 'n pad begin stap. Hoeveel gebeur dit nie in ons eie lewens, dat ons eintlik bewus word, na die tyd, amper te laat, so ons bewus, nou verstaan ek, hoekom het daai deur nie vir my oopgegaan nie. Nou sien ek hoekom hierdie ding nie gebeur het nie. Nou verstaan ek hoekom hierdie persoon op my pad gekom het. Daai oomblik van Jakob, waarlik, die Here is op hierdie plek. Is Jesus in Checkers? Ja, natuurlik is hy in Checkers. Maar dis nie omdat hy daar nie tussen die rakke deurloop nie. Een ding wat ek en jy moet besef, is dat Jesus teenwoordig geword het, hy gekom het vir ons, en elke opgestane kind van die Here, wat Jesus se gees ontvang het, die Heilige Gees ontvang het, ek en jy is die tempel van God. Hierdie liggaam van my en vir jou is die huis van die Here. God is altyd by my en jou teenwoordig. Hy is nie net in die kerk by ons weer, hy is oral saam met ons teenwoordig. En hy is oral besig om te werk. Ek en jy moet dit net verstaan en glo. Psalm 139 vra, waarheen sou ek gaan om die Gees te ontvlug? Ek kan nie. Die Gees is oral. God is teenwoordig. Handelinge 17 vers 27 en 28. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. God is hier by ons teenwoordig, ons kan nie sonder hom nie. Ja, God is in Checkers. Hy is by die eensame ouma, wat niemand meer gesels nie.
En daar wil hy my en jou gebruik. Die Here is teenwoordig by die kassier. Hy is besig om daar te werk en hy het ook net nodig dat ek en jy, wanneer ons daar is, daai oomblik raak sien, is dat God my dalk hier wil gebruik om dankie te sê. Dis dat ons baie keer nie besef dat God daar is nie. Dat hy oomblikke verby ons gaan en ons mis die geleentheid om God teenwoordig te maak en sy werk te doen in tye soos daardie. Want Jesus is by die koffiewinkel. Daar waar jy saam met 'n vriend, vir vriendin besig om koffie te drink en die gesprek ewe skielik diep gaan, waar jy hoop kan bring in so 'n gesprek. Het God jou nodig om te besef, hier is 'n bedelge oomblik. Hier is 'n oomblik waar God jou wil gebruik. Of in die werkswinkel. Daar waar jy dalk iemand sien wat so 'n bietjie slek, nie hulle werk doen nie. In plaas van om uit te trap, miskien om 'n voorbeeld te stel, dan by die hand te vat en sê, kom ek help jou, kom ek wys jou. Dis hoe ons dit moet doen. Om langs iemand te kom en vir mense te help. Daar waar by die skool is, en sien 'n kind word uitgesluit, in plaas van om net dit te sien, om te sê, Here, hier wys U vir my 'n oomblik. Miskien is dit my uitnodiging, want U het my moes geroep. Miskien moet ek daar langs iemand kom staan, wat uitgesluit word. Of die onderwyseres, wat deur so 'n moeilike tyd gaan en moed verloor het, miskien het sy net 'n kollega nodig om langs te kom staan en sê, ja, dit is swaar, maar kan ek saam met jou bid? Hoeveel geleenthede laat ons nie verbygaan nie, want ons besef nie, God is teenwoordig. Kan ek met jou 'n verhaal deel wat 'n predikant kollega vir my so 2 weke terug mee gedeel het. Hy vertel dat hy na die winkelsentrum toe gaan en hy met 'n klomp, het hy 'n inkopieslys wat hy gou moet gaan doen en hy's haastig. Want hy het 'n volgende vergadering en hy moet daar uitkom en sy telefoon hou aan lui en sy kop en gedagtes is al klaar by die volgende moeilike afspraak wat hy na die vergadering het. En so hy is al klaar, sy kop is op 'n ander plek. En hy staan in die ry en voor hom is 'n bejaarde vrou en toe die bejaarde vrou by die toonbank kom en sy moet betaal, toe gebeur alles baie stadig. Sy haal baie stadig haar beursie uit die handsak uit. En sy begin die munte so aftel, so een vir een begin sy dit aftel. Ja, en hy voel hoe sy frustrasie besig is om op te bou en hy wil amper vir sê, maar kan jy nie vinniger maak nie, sê hy vir homself so in sy binneste. En terwyl hy so staan en sy hand so afbring, vang sy, what would Jesus do, bandjie, vang dit om. En hy preek het vir almal, en hy sê net daar besef, en hy vra die vraag, maar as Jesus in hierdie ry sou gestaan het, hoe sou hy dit beleef het? Wat sou hy in hierdie situasie gedoen het? En skielik verander die oomblik vir hom, net daar. En toe word hierdie vrou nie meer 'n hindernis nie na sy volgende afspraak nie. Die vrou is nie meer 'n vertraging vir hom nie. Hy besef maar, sy's 'n mens met 'n storie. Iemand waarvoor Christus verskriklik lief is. En uiteindelik, toe die tannie klaar is en klaar betaal is, draai sy stadig om, sy sê, ek is so jammer dat ek julle so opgehou het vandag. En hy antwoord toe, tannie moet regtig nie daaroor bekommerd wees nie, ek hoop tannie het regtig 'n besondere en 'n geseënde dag, sê hy toe vandag. En daar loop die trane in die tannie se oë. En sy sê, weet jy, my man is 2 weke terug oorlede. Dit is die eerste maal wat ek alleen kom inkopies doen het. En dit slaan hom voor die bors en hy ry na sy vergadering toe en hy besef, hy was nou net in die kerk.
In Checkers was hy daar, want God was daar in daardie oomblik. Hy moes net sy oë oopmaak om te besef, God is teenwoordig, en hy wil hom gebruik daar in Checkers. So die vraag is nie, sal God opdaag nie. Ons moet hierdie gewoonte om te sê, maar God het opgedaag. Maar miskien moet ons liewer besef, ons moet wakker wees, want God is reeds hier. God is altyd hier, God is oral. Die Bybel help ons om dit te verstaan. En miskien moet ons oë soos Elisa gebid het vir sy slaaf, moet ons as gemeente dit aan hoe meer begin bid. Vir ons as gemeente, vir ons as gelowiges, vir ons vir die kerk in Suid-Afrika. Want Elisa het in 2 Konings 6, vers 17 vir sy slaaf gebid, Here, maak tog sy oë oop, dat hy kan sien. Die Here kom wees by ons nie, maar ek liewer gebid, Here, maak ons oë op, dat ons die feit kan raak sien. Want U is reeds hier. U was voor my hier. Toe ek hier opgedaag het, was U al reeds hier. En miskien moet ek en jy dit besef. Dat die Here is by jou by die huis. Hy is by jou in die verkeer. Hy is al reeds by die skool. Hy is al reeds by die fabriek, by jou werksplek. Hy is al reeds by die hospitaal. Hy is al reeds by Checkers, reeds by die koffiewinkel. En wanneer ek en jy daar kom, moet ek en jy dalk ons oë oopmaak. Waar wil die Here my vandag in iemand se lewe hier gebruik? Want hier is Bethel. Hier is die huis van die Here. Want sy Gees woon in my en werk deur my. Ek wil afsluit met Paulus se gebed. Dat hy in die brief aan Efesiërs vir die gemeente bid. En presies dieselfde bid vir hulle. Efesiërs 1 vers 17. Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee. Geestelike wysheid en openbaring wat in die kennis van hom bestaan, en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus toe hy hom uit die dood opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, hoe elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, hoe enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. En kyk, hier is Paulus afsluit. Hy, dis nou Jesus, of die Vader, hy het alles onder sy Christus se voete gestel, en hom aan die kerk gegee, as hoof oor alles. Die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vul. Sien jy hoe belangrik is dit, dat ek en jy bewustelik moet leef, met die teenwoordigheid van God, met sy Gees wat in ons is. En waar ek en jy kom, moet ons alles en almal vervul, moet ek en jy leef met God se teenwoordigheid, sodat ons kan deel wees van dit wat God wil doen in daai oomblik in daai persoon se lewe. Dis waar ek en jy besig is om gehoorsaam te raak. En so kan die Here ons gebruik. Vader, dankie
Dankie dat ons mag weet, ons hoef nie in tempels te gaan soek nie. Maar hy is teenwoordig. Ons hoef nie soos Jakob hierdie geloftes te maak en sê, maar as die Here vir my sorg, as die Here my gaan beskerm nie. Vader, dankie dat ons weet dat U alreeds vir ons sorg, U alreeds vir ons voorsien, U alreeds ons beskerm. En ons is dankbaar, want ons weet deur die woord dat U by ons kom woon het. U die Gees in ons kom laat woon, en ons sê dankie daarvoor. Dankie dat ons elke dag in die teenwoordigheid kan leef en nooit hoef bang te wees nie. Want U is saam met ons. Ons het nie 'n plek nodig wat dit gebeur nie. Here, help ons nou om elke dag so te leef in die teenwoordigheid waar ons is. En om gedurig te vra en te soek na U wil. Here, ons vra dat U vir ons sal duidelik wys waar ons by die werk is, waar ons by die skool is, in elke oomblik, hoe U ons kan en wil gebruik. Want ons wil onsself beskikbaar stel vir U. En daarom vra ons, Here, maak ons oë oop om te sien, waar is U alreeds besig om te werk en waar nooi U ons in om saam met U te werk. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.